Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast. Ons vat dit 'n bietjie rustiger hier na die einde van die URC seisoen toe. Natuurlik môre die groot twee semifinale. Suid-Afrikaanse spanne oorsee, weet Davids teen Goliath, dink ek. So wat dink jy, Ari? Welkom terug. Goeiedag MB, ja, lekker om rugby te gesels. Dis 'n groot semifinale wat op pad is en dit is nou nie tuis nie. So nou moet ons vir die televisie ons reg maak. Wegwedstryde groot is, maar dis ook 'n wegwedstryd vir Glasgow. So hulle speel ook nie by hulle tuisveld nie. So dis eintlik net Leinster wat 'n tuisvoordeel het as jy nou tegnies daarna kyk, maar groot wedstryd, moeilike wegwedstryde vir beide die Suid-Afrikaanse spanne, maar vir al die Bulls dink ek het 'n kans om dit te doen. Die Stormers het bietjie meer van 'n opdraande stryd as mens nou alles in ag neem, maar lekker hier om na uit te kyk. So is lekker vooruitsig. Ja, net voor ons hierdie ding begin rekord het, of opneem het ons die span gesien van die bulle af en ja, het gaan vir 'n 6-2 verdeling of 6-2 split op die bank. En natuurlik die interessante ding is my onmiddellik opgeval het is Wilco Louw op die bank. Is dit 'n artikel, dink jy dis nou maar 'n bietjie van 'n voorskou van wat ons volgende jaar gaan kyk. Francis Klopper het sy hand opgesteek, hard en duidelik. Lyk my hy word amper die voorkeur vaskopste daar. Ja, ek dink die Springbokke het dit ook laas jaar 'n paar keer gedoen. Dan kom hy van die bank af en as hy van die bank af so opdrag was intimiderend, want as hy kamera so skuins van agter as hulle sy bobene en sy kuite ook in die kamera. Hy het op eers op sy bene kom so 'n minuut of 2 later op. Ja, ek dink die intimidasie faktor van 'n man wat so opdrag vir in die sê maar die 55ste of die 60ste minuut. Dit klink vir my die weervoorspelling sê dat dit bietjie swaarder, dalk 'n bietjie natterig kan wees, maar Klopper het sy hand opgesteek soos jy sê, hy het gewys dat hy kan saampraat in enige taal. Hy's effens meer beweeglik ook, maar as dit bietjie natter is, dan gaan Wilco Louw na laaste 20-25 minute gaan hy 'n groot rol speel. So dit is waarskynlik waar hulle kyk het. Ja, die 6-8 ek dink is ook as gevolg van beserings of die 6-2 eerder. Petersen is natuurlik beseer, De Wet is ook beseer, so daar's nou ekstra Nizam Kar wat ook inkom, so ekstra voorspelers. So ek dink die Bulls het ook so klein bietjie hulle hand daar effens gewys waar ons in Pretoria so vooruit kon 'n indikasie kry dat jy met 'n 6 of met 'n 5-3 het dit gelyk of die Bulls so klein bietjie meer spoed en beweeglikheid in gedagte het, maar ek dink op Edinburgh gaan hulle dalk so klein bietjie meer konservatief, effens meer konservatief dalk, alhoewel hulle die vermoë om albei rugby te speel. So ek dink die groot faktor vir my is die 74,5 km wat Glasgow met 'n bus of 'n kar moet ry na Edinburgh toe. Ek dink dis 'n lastige ene vir hulle daai. Ek dink dit is nie waarvoor hulle lus is nie. Die Bulls het nou ver gevlieg, maar hulle is nie in Scottstown wat hulle speel nie. Dit is vir die Statebond spele in wat op pad is, maak hulle nou verbeterings daar in die stadion en so voort. So die rugby kan nie daar gespeel word nie, maar dit is alwel gepraat en gedebatteer ook MW is die effek van Murrayfield versus Scottstown, en die groot effek is natuurlik die sintetiese oppervlak teenoor die gras. Ek dink ons gaan 'n effek daarvan kan ons sien. Interessant vir my gewees om te luister na die media van Cornel van Zyl na die wedstryd van die Stormers gespeel het teen Cardiff. Het hy weer heel komies eintlik het hy gesê, maar ja, dit was vir hulle 'n bietjie moeilik om op gras te speel, maar dat genoeg tyd gehad om te oefen en dit is eintlik nou vir hulle 'n bietjie van 'n aanpassing gewees. So dis seker die aard van moderne rugby. Ek het nooit gedink ek gaan 'n dag kom dat mense sê dat hulle moet aanpas om op gras rugby te speel nie, maar dit het gebeur. Maar dit wys vir die effek, daai ouens speel heeltyd op daai sintetiese oppervlak. Dis nie raak gewoond daaraan. Weet die ander spanne kom so nou en dan. Daar's 3 sulke velde in die kompetisie, Cardiff, Glasgow en Ulster. En so dit het 'n effek en ek dink dit is ander stads wat jy moet aantrek. So daai manne ry, hulle vat die M8 is daai pad se naam, jy vat die M8 af van Glasgow af na Edinburgh toe. Vat jy so uur om daar uit te kom en so hulle speel op 'n stadion wat 67,000 mense vat. Gewoonlik is hulle gewoond daar's net 7,000 mense rondom hulle. Maar dit is maar die kapasiteit van hulle stadion daai kan. Ek dink hulle kan dit aan 9,000 druk as hulle regtig wil, maar dis baie min. So ja, ek dink dis 'n bondgenoot vir die Bulls in 'n groot mate. Speel op Edinburgh. Dis 'n lekker stadion en vat vir Glasgow so 'n bietjie uit hulle gemaksone. Ja, dis interessant daai. Is nie net die oppervlakte en ook daai Scottstown hulle is oop. Die wind speel 'n groot rol in daai stadion, maar Murrayfield is baie meer toe. So ek neem aan die weer gaan nie so, die wind gaan nie so groot rol speel daar nie. Dis 'n interessante ding. En interessant wat hy het my gesê, dis die lynstaande byvoorbeeld. Jy's gewoond om weet in 'n
amper blou lig agtergrond die bal in te gooi. Nou moet jy teen hierdie reëse, weet, paviljoene dit ingooi. Dit regtig so 'n groot rol, maar dit is net vir my 'n interessante opmerking geweest. Net so vinnig, paar mylpale. Johan Groblaar speel sy 150ste wedstryd vir die Bulle in alle kapasiteite. Kan jy dit hoor vertel? En Marcel Coetzee sy 100ste Bulle Vodacom Bulls wat noem jy dit? Cap, wat is dit in Afrikaans? En waarvan hy 76 keer die kaptein was. Kan jy dit oor vertel? 'n Goeie getroue diensknegt van die Bulle. Ja, dis inderdaad en hy het baie goed gedoen die afgelope tyd van hy kapteinskap ook oorgeneem het en ek dink dis jy kan dit sy spel ook sien ja, Groblaar is ook ek meen hy speel vir die Springbokke ook soos een van die groot spelers. Hy sal ook moet gesond bly want Marcus lyk my ook op die krikkelys. Ons weet hoe ernstig hy is nie, dit hooplik dan nie te ernstig nie, maar dit is hy's 'n belangrike speler vir die Springbokke ook. Maar ja, daai mylpale is altyd belangrik. Dis 'n bietjie meer motivering aan die kleedkamer, maar ek dink die spelers in moderne tyd ook half geleer om dit maar daai oomblik te gee, maar nie te veel daarvan te maak nie. Jy stap vooruit of jy draf vooruit en meer na die tyd, maar nou iets in die kleedkamer meer te doen rondom dit. En ek dink almal is redelik gefokus, maar die gevestigde span vir die Bulls dit gaan hulle bondgenoot wees Saterdag MW. So hulle het, as jy kyk na daai span van 1 tot 15 wat opdraf en ook die reserves, dit is 'n ervare span. Bietjie dinner op die vleuel miskien effens, maar dit is maar as gevolg van beserings, maar daar kan rondgeskei word en Moody kan dit natuurlik doen, maar dit is 'n gevestigde span en wat vir jou voor ook kan druk onder jou sit. So dit gaan Saterdag gaan dit die geval wees. Ek dink dit is nie twee wedstryde, is dit die ene wat die Suid-Afrikaanse span verseker 'n goeie kans het. Ons gaan later oor die Stormers praat. Maar vir die Bulls het hulle verseker 'n kans om daai net te wen. So maar ek hou van die manier wat hulle speel ook, kry momentum ook, as jy daai voorvoetbal kry, dan kan jy albei tipe rugby speel, maar ek dink jy moet ook maar versigtig wees vir Glasgow, want Glasgow het ook die vermoë om aanvallend goed te speel, maar ek was dit al enige Europese span wat Suid-Afrikaanse spanne ook al geklop in die afgelope tyd, het ons hulle maar voor 'n bietjie vasgevat in die vaste fasette, en dit sal Saterdag geval wees, veral as die weervoorspelling reg is. Ek dink is nie 'n kwessie van of dit reën nie, is 'n kwessie van wanneer dit reën. So dit is reënerig in Edinburgh Saterdag, so dit gaan 'n effek hê. Ja, dit is Skotland, so dit gaan sekerlik ernstig reën. Nou, interessante ding wat Harry gesê het, gaan die boring Bulle of die brawe Bulle opdaag. Presies wat jy nou gesê het. Gaan hulle dalk terugval op hulle ou spelpatroon? Ek vermoed nee. Ek dink hulle gaan hou by die ding wat hulle gewerk het die laaste deel van die seisoen. Ek dink hulle gaan teruggaan na die tipiese ou tydse Bulle rugby nie amper. En inteendeel, die statistieke wys dit vir ons. Die Bulle is die beste aanvallende span gewees in die VRK. Hulle 63-3 gedruk of 83-3 gedruk, ekskuus. En maar Glasgow is die beste verdedigende span in die VRK saam met die Stormers wat elkeen net 48-3 afgestaan. So dis eintlik 'n baie goeie aanvallende span teen 'n baie goeie verdedigende span. En Glasgow hou daarvan om die bal te hou ook. So jy kan nie aanval as jy nie die bal het nie. Dit gaan 'n interessante kontras van style wees. Skaakspel teen amper jy weet soos 'n stormloop of 'n stampede tipe span as ek daai woord kan gebruik. Jy weet Glasgow is die skaakmeesters, die Bulle is net ouens wat vorentoe gaan deur die middel, gaan wyd druk die 3. So dit Hugh Griffin het nou vir my gesê, dit is so interessant, hy kan nie regtig die Bulle se spel ontleed nie, maar hulle druk so vinnig 3 as hulle besit het. Dit is ongelooflik gevaarlik op die aanval, die Bulle. So ek wonder of Glasgow kan leef met hierdie Bulle op 'n stadium. En ek bedoel oor see, dis alles nog steeds in Glasgow se guns, maar ek het net so gevoel die Bulle kan hierdie een deurtrek. Ja, ek dink nou aan jy speel net so goed as wat jy toegelaat word en jy het natuurlik 'n wedstrydplan elke keer en die Bulle se planne. Ek dink hulle sal daai wedstryd by die Stormers gewen het in Kaapstad en Glasgow gaan hulle waarskynlik baie goed ontleed het ook en dit is eintlik 'n manier om daai Glasgow Warriors te wen, tuis of weg of waar hulle ook al speel. En wat daar gebeur het is dat die Stormers het hulle ook gedryf. So in die vorige seisoene was Glasgow Warriors bekend, hulle statistiek daai jaar wat hulle gewen het, was hulle statistiek geweest, hulle omtrent nie 'n dryflyn staan 3 afgestaan het, hulle het 'n paar afgestaan, maar hulle verdediging van die dryf van die lynstaande was baie goed, maar die Stormers het hulle daai dag dit reg gekry om baie momentum daar te kry. Ek seker as hulle gewerk het in hulle verdediging, hulle was onder druk in die scrums gaan Glasgow Warriors verseker druk ervaar en
En hulle moet weet as hulle gaan kanse vat, gaan die verdediging van die Bulls gaan reg wees vir hulle. So omgekeerde besit gaan die Bulls ook kan speel mee natuurlik. En jy kan nie te veel kanse diep uit jou helfte uitvat nie. So ja, ek dink die Glasgow Warriors is 'n goed afgerigte span. Ek dink hulle sal gereed wees vir beter gereed wees as wat hulle in Kaapstad was natuurlik. Hulle daai te snaakse proses uitgekom toe hulle in Kaapstad gekom het, hoewel dit hulle beste span was, maar hulle kan baie beter speel as dit. So dit is nie 'n aanduiding van hoe hulle kan speel nie, maar ek dink dit gaan meer konservatief wees. MB, ek dink dit is konservatief in terme van strafskoppe wat andersins vroeg in 'n wedstryd uitgeskop word, gaan dalk palle toe geskop word. Vroeg in 'n wedstryd, weet so jy het bietjie minder ingange dalk in die 22 as wat jy in 'n tipiese rondom talie wedstryd het. Want daar jy omtrent al die strafskoppe in die eerste helfte, deesdae skop hulle kantlyn toe. So dit en dit gaan 'n belangrike besluit wees aan hoe mate Johan Ackerman en Coetzee en die kaptein hulle by die oomblik lees. As jy daai strafskop in 'n goeie posisie kry, gaan jy probeer die man in die tellbord aan die gang kry. Dit is nou eintlik so 'n tipiese toetsrugby of semifinale van 'n wêreldbeker of noem enige groot wedstryd, die ene wat bonuspunt vir 'n drieë nie saak maak nie. Speel jy effens anders. So dit kan dalk die ritme van die Bulls ook so effens bepaal. So ek dink hulle moet hier en daar hulle kans vat, dink ek. Ek dink jy moet maar die oomblik lees, partykeer as jy 3-0 of 10-0 op is en jy het weer 'n strafskop. En as daai die groot oomblik om te besluit, gaan jy vir daai hoekie probeer dit 17 maak of maak jy dit 13 of probeer dit 13 maak. So dit is van die besluite wat hulle moet neem wanneer hulle so 'n bietjie brawer wees of dalk van die begin af, dalk verras hulle ons, dalk doen hulle glad nie wat ek nou bespreek en sê die eerste 2, 3, 4 strafskoppe skop hulle hoekie toe. Sien dit ook dat jy sê dat hulle eintlik baie sukses het as hulle in die 22 is en hoe vinnig hulle drie druk. So ek dink hulle kan hulle self vertrou. So ek dink hulle moet daai balans maar net vind. Die oomblik moet hulle maar lees, jy moet dit eers daar uitkom, maar as dit jou voordoen dan moet hulle reg wees daarvoor. Maar ek dink goeie verdediging, want Glasgow gaan 'n bietjie vinniger hoop pas wil speel. En die Bulls se verdediging sal moet goed wees. Hulle moet terughou en dan knyp hulle in die vaste fasette wat in Kaapstad gebeur het. En dit is 'n bietjie van 'n gevalle studie daar wat hulle kan afkyk. Ja, interessante ding, as jy kyk na die defenders beaten, verdedigers wat die geklop is, het Glasgow 518 verdedigers geklop en die Bulle het net 382 geklop. Tog is die Bulle die span wat meer drieë druk. Beteken hulle is dalk meer effektief, lyk dit vir my as jy my vra. Interessante statistiek en ek gebruik alles Hugh Griffin se statistiek hier. So die Bulle het 50 keer meer geskop as Glasgow, maar hulle het 1000 meter verder geskop. Bulle skop baie meer as wat ons dink hulle skop. Dis 'n interessante statistiek daai. Ja, en jy verdedig in 'n skop en dat jy aanvallende skoppe. So soms is dit maar net om nou uit jou kwartlyn uit te kom en ander kere is dit meer 'n aanvalsmanier om druk te plaas. So ja, ek dink as dit anders, ek dink as jy ook dink logies, Andre Pollard is 'n goeie aanvallende skop en loskakel en 'n speler wat onderskat is ook Willie Leroux. Willie Leroux se taktiese skopwerk as hulle op hom skop en sy vermoë om terug te skop en waarna toe hy terugskop is van die bestes in die wêreld. So ek dink daar's baie meters wat daar na Willie Leroux se kant toe dink ek ook gaan wat takties goed geskop het. Die 9 se papier het ook gewerk in sy skopwerk. Ek dink hy skop ook baie beter. So ja, ek dink die skoppe bly maar nog steeds vir jou 'n wapen en jy moet op die regte kant van die veld speel. En as ek reg onthou, daai wedstryd by die Stormers teen Glasgow gespeel, nie te veel na hom verwys nie, maar dit was opvallend hoe min kans Glasgow gekry het. En al wanneer hulle regte kanse gekry het, was hier en daar was 1 of 2 keer wat Sasha Feinberg en Komazulu sulke grabbertjies neergesit het, sulke steekskoppies en toe hulle besit gekry. Eintlik het 3 gedruk van een van hulle af. So ek dink die Bulls kan daai ook leer nie van onnodig besit te gee of hulle om te speel nie, om kreatief te wees nie en hou dit formeel, hou dit lynstaan, hou dit skram, so verdediging is beter georganiseer dan in elk geval. So ek dink die Bulls gaan hulle so 'n bietjie meer verg as ek dit so kan stel. Speel op die regte kant van die veld, skop takties goed. Moenie moenie dit te losmaak nie. Ek dink dit gaan nie 'n resept wees. Net so interessant is al, ek en Hugh Griffin nou die dag met Kenny Ditsimba gepraat. Hy is die Bulle se vaardigheidsafrigter en sogenaamde transitions coach. Hy het die hele ding gedoen vir wêreld rugby. Ek gaan skakel na daai video toe hier plaas. Gaan kyk bietjie daarna. En hy het 'n interessante ding oor Willie Leroux gesê. Hy noem dit scanning, is wanneer hulle kyk na spelers se oë
as die speler kyk wat is die volgende geleentheid, waar is daar 'n bedreiging, wat ook al. Die tipiese speler doen 1 of 2 scans. Willie Leroux doen 6. Kennedy sê hy het nog nooit so ou gesien wat so bewus is van wat op die veld aangaan nie. Mense kan dit duidelik sien, waar hy presies weet waar om sy koppie te plaas, al daai tipe dinge. En hy lyk amper of hy 'n bietjie van sy vorm begin herwin het ook. Hy was stadium so 'n bietjie ons het nog die beste daas agter hom, maar laas naweek teen Munster het hy baie goed gespeel. En terwyl ons nou praat van laas naweek teen Munster, daar's een ding wat my bietjie pla van die Bulle, is hulle verdediging is vir my bietjie onder verdenking. Paar keer wat Munster laasweek die bal gekry het, wat jy geweet het, jy het eintlik geweet hulle gaan punte aanteken. Dit is amper vir my al onafwendbaar gewees en ek weet in 'n beter span as Munster, as span soos Glasgow wat so goed is daarmee om die bal in die hand te hou en net aan te hou aanval, gaan die Bulle bietjie swaar op verdediging as hulle dieselfde foute herhaal as laasweek. Dit is vir my 'n swak plek. Ek is baie bekommerd daaroor. Ja, jou verdediging is 'n belangrike komponent en jy daar moet jy die manne uithou. Dit is waar hulle jy het gepraat van hulle het amper in die 80-3 gedruk, maar hulle punteverskil was nog steeds 166 160 gewees. So dit is baie sterker en beter, maar dit wys jou dat ander spanne het ook redelik punte aangeteken. So dis nie dat hulle 400 punte verskil of 250 is nie dit. So die feit dat jy baie 3 gedruk het, das ook redelik baie teen jou gedruk. So ja, dit is in die groot wedstryde MBS, dit is wat jou die wedstryde wen. Jy weet, dit is waar die verdediging jou die wedstryde laat wen. En dit is vergelykbaar met toetsrugby. So dis wat ek sê, hou dit eerste fase, hou dit gestruktureerd. Dit is makliker om aan eerste fases te verdedig. Hulle uitdaging kom wanneer dit te losraak, die Bulls en op tweede, derde, vierde fases en dan sit as dit wel gapings deurkom. Ek dink nie hulle interpretasie opgebou dat hulle baie eerste fase 3 afgestaan het, weet van 'n skram of van 'n lyn staan dadelik die manne bresse geslaan het nie. So ek dink die verdediging in die middelveld is my goed. Ek dink Pollard verdedig goed. Dit is maar baie keer 'n kombinasie 'n kommunikasie ding ook. Maar dit is maar enige span is maar eintlik onder druk. Jou regtig 'n goeie verdediging kom regtig deur in tweede, derde, vierde fase wanneer dit baie losser is, want dan jy nou soos hulle in Engels praat van die mismatches, dan begin jy slotte teen centers sê wat mekaar moet verdedig of 'n stit wat 'n vinnige vleuel moet keer. Weet ons het al gesien hoe stitte vir Colby gejaag het in toetsrugby en nie by hom uitgekom het nie. So dit is maar hoe dit die aard daarvan, maar ek dink die verdediging sal nie sleg wees nie. Ek dink ingesteldheid sal nie 'n probleem wees nie. Ek dink is miskien maar hier en daar 'n bietjie van 'n kommunikasie ding. Maar dit is volk en vaderland goed, so ek dink hulle sal reg wees vir dit. Terwyl ons hierdie ding opgeneem het nog nie geweet hoe lyk Glasgow se span nie, maar ons het wel geweet dat hulle moeilikheid het op skramskakel. George Horn en Dobie is almal bietjie in die bietjie twyfel gewees of hulle gaan beskikbaar wees. En George Horn laas naweek het uitstek en hy's briljant. Teen Connacht het hy omtrent alleen vir Connacht gewen, amper soos Craig Casey alleen vir die Lions gewen het in wedstryd teen Munster. So ons weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar as hulle nie vir George Horn daai het nie, ons het gesien daai ander manne wat hulle in sy plek alternatiewe is nie eintlik almal wat die wêreld in die brand speel nie. So ja, ek dink daar as hy nie kan speel nie, is die Bulls se kanse baie beter. Dit lyk nogal vir my of dit dalk nie gaan gebeur nie. Ja, beserings is 'n groot faktor nou aan die einde van die seisoen en in sekere posisies is jou diepte beter en swakker, weet. En dit gaan in albei wedstryde gaan dit 'n faktor wees. Daar's beserings nou hier en daar in albei spanne. Ek dink die Bulls is eintlik die beste daarvan af. Ek dink in terme van almal wat beskikbaar is, daar's hier en daar ook 'n besering. Maar nie te veel eintlik groot spelers nie, maar skrimskakel is 'n belangrike posisie en ek stem saam. Weet en soos George Horn gespeel het, is gewys waarom hy so hoog aangeslaan word. Maar weet as die man wat inkom maar 1 of 2 wedstryde gespeel het, gaan die reserve nog minder gespeel het. So dit is 'n area wat vir Glasgow Warriors wat hulle sal moet bestuur. Moeilik wees om te sien wat hulle nou gaan doen. Weet ek dink dit is ook 'n geval van as jy ervare skrimskakels kyk kampe soos Gibson Park van Leinster, weet jy kan net sien die verskil as so 'n speler op is en wanneer hy nie op is nie. So ek dink vir Glasgow Warriors is dit 'n groot verlies. Maar skrimskakel is 'n belangrike posisie. So dit is 'n skakel wat jy moeilik vervang. So ek dink dit gaan 'n uitdaging wees vir hulle. Ja. Nou ja, ons het gesien die Embrose Papier is aangewys as 'n Afrikaanse speler van die Vodacom URC. En dis aangewys deur die Springbok afrigters, die 4 franchise afrigters en 'n paar joernaliste.
Dit sê nogal ietsiekie, né? Dat hy nou so miskien so hoog aangeslaan word. Ja, dis baie hoog aangeslaan en as die Springbok afrigters daar in dit is, dan is dit ook nou verstaande dat hy nou uitgenooi is na die beleidingskampe toe. Hy het die deur oop geskop en aanvanklik het ek gekyk, daar was hier en daar 'n 3 so wegbreek 3 wat hy hardloopkanse gekry het en ons weet hy's baie vinnig. Maar dit is een komponent van sy spel, maar ek dink wanneer die kundiges gekyk het, is nie net wanneer hy in spasie is of wanneer hy hier en daar aan die hardloop geraak het nie, dit is sy algemene spel. So dit gaan oor sy verdediging, dit gaan oor sy skop opsies, ook wat 'n groot deel van die skrimskakel se spel is. So ja, hy het op die regte tyd het hy na vorentoe gekom, maar daar's natuurlik beserings op skrimskakel vir die Springbokke. So gelukkig het hy al die Springbok trui oor die kop getrek. So hy gaan waarskynlik 'n belangrike speler wees. Interessant wees, ons wil nie te veel oor die Springbokke se opsies praat nie, maar dit mag wees dat Rassie se besluit gaan wees is gaan hy vir 'n ervare speler soos Faf de Klerk wat dalk so bietjie minder rugby speel afgelope tyd of gaan hy vir 'n Embrus Papier. Maar ek dink ook Saterdag goeie vertoning hopelik in 2 wedstryde. Hopelik is daar 'n semifinaal en 'n eindstryd vir hom. 2 goeie vertonings in daai wedstryde en hy kan hom nie ignoreer vir die Springbokke nie. So ja, goeie speler. Ja, dis interessant. En natuurlik ander wat nou nog op my wenkbrauwe laat lig het is Kees van Rooyen is aangewys as die afrigter van die jaar vir die URC. Dis my nogal verrassing geweest. Ja, ek dink as die Suid-Afrikaanse dis die Suid-Afrikaanse spanne natuurlik en Embrus Papier is ook die Suid-Afrikaanse speler van die toernooi. Dis nou nie al die spelers wat dan ag geneem het nie. Ek dink dit is maar gemeet aan die feit dat hulle die skuld gewen het. So ek dink dat dit was die prestasie in 'n Suid-Afrikaanse konteks. Ek dink dit is waarom Cash dit gekry het en goeie seisoen gewees en ook hulle was vir 'n lang tyd was hulle daar in die top 4 gewees. Al laaste 2 wedstryde dat hulle geknyp, maar goeie seisoen en nog steeds goed gedoen om in die uitspele te wees, maar teen Leinster was ons 'n treetjie te ver gewees en met 'n paar beserings maar ek dink hy het 'n goeie seisoen gehad, sowel verdien. Ek dink hy het goed gedoen in die jaar. Reg, kom ons gaan aan nou. Jy het net genoem Leinster, so dis die perfekte geleentheid om bietjie aan te skuif. En voor ek dit nou doen, voor ek vergeet, mense, ons saai 'n bietjie Afrikaanse rugby kommentaar uit. Simon Riekert op Radio Rugby op ons YouTube kanaal. Môre op hierdie kanaal gaan ons lekker Afrikaanse rugby gesels en ons het 'n heeltemal nuwe ding ontwikkel daar. Jy kan duidelik sien wat die telling is, wie die geel kaarte gekry het, wie die drieë gedruk het, wie die skoppe oorgesit het. Alles is daar op die skerm. Dis vir al as jy nou nie natuurlik DStv het nie, vir ouens wat reg oor die wêreld saam met ons wil kyk en luister. Lekker Afrikaanse kommentaar soos ons die ou dae gedoen het. Ja, maak seker jy skakel in. Die skakel is hier onder en dis natuurlik op ons kanaal ook. So kom ons praat oor Leinster teen die Stormers. Baie drama in Leinster die afgelope week. Jacques Nienaber verskriklik ongelukkig en die Ire het 'n bietjie van 'n happie en hom begin vat daar. Ek en Harry het so 'n bietjie van 'n tong in die kies opname gemaak en natuurlik die Ire het heeltemal hulle self in 'n ander bloedgroep invererg vir ons nou durf waag om dit nou te bevraagteken. Is eintlik baie snaaks geweest vir my. Net so vinnig, wat dink jy van die hele Jacques Nienaber saga? Ja, waar daar 'n rookie is daar 'n vuurtjie en op die ouend in hierdie hoë profiel wedstryde dis nie net die eindstryd teen Bordeaux nie. Ek dink daar's miskien 'n ander paar wedstryde wat opgekom het ook, maar as jy so eindstryd verloor, dan moet iemand die skuld kry. So dit moet Cullen wees of dit moet Jacques Nienaber wees. Dit is egter 'n vreemde samestelling daai dat jy het 2 baie sterk afrigters in so 'n konteks wat hoë profiel en ek kyk ook waar dit vir my snaaks deurkom is in die media byvoorbeeld, want jy het van die programme wat ons doen vir die sport, kyk ek altyd na wat die afrigters sê en speel van hulle kwotasies in. En is altyd Cullen praat en Jacques Nienaber praat. So voor hierdie wedstryd nou teen die Stormers is daar het Leinster 'n ding uitgebring met Leinster se agtergrond met Jacques Nienaber wat praat. Maar dan so 'n paar minute later dan is dit Cullen wat ook praat op 'n aparte platform. So ek dink daar is nou twee sterk afrigters daar in die grond. Ek dink hulle sal net hulle wie wat doen baie duidelik met uitspel en so ja, daar is 'n grommerigheid. Ek het vir die Engelse media het ek ook gesê the Leinster mood is low. So daar is 'n krapperigheid. So jy wil nie dit hê nie. En jy kan nie wegkom daarvan dat daar krapperigheid is nie. So ons weet nie hoe die toekoms nou gaan wees nie. Hulle het vir Leo Cullen gevra
is Jacques Nienaber nog volgende jaar by Leinster? Toe sê hy, I certainly hope so. So hy sê die regte goed. So kom ons kyk maar wat die gedagtegang daar is, maar ek dink meer dat daar na daai Bordeaux wedstryd iemand moes nou die blame kry en dan is dit maklik om dit daarna Nienaber se rigting ook te mik. I certainly hope so is definitief nie dieselfde as hy sal beslis hier wees nie. Daar's 'n verskil. Ja. Nee, daar is 'n verskil. Nee, daar's woordspeling en jy kan mos nou mooi glimlag en sê ek hoop so, maar ja, ek dink jy's reg. Jy moet maar tussen die lyne lees dan presies wat gesê is, maar dat daar krapperigheidjie is seker so. So dalk is dis die enigste area eintlik waar daar 'n kraakie is wat die Stormers min of meer ietsie kan inkry. Nou weet ek nie hoe diep dit in die kleedkamer gaan ingaan nie, want ons weet die effek van 'n gelukkige kleedkamer en jy het al gesien dat 'n krapperigheidjie vir jou op die veld ook dan nou in die 80 minute knyp. So daar's nie ander krake wat ek vreeslik sien in terme van die spelers nie. Daar's hier en daar 'n besering. Dit is Sheenan op Hakker is 'n groot verlies vir hulle. So dit is maar verder is dit Ierland se toetsspan saam met Rico Ioane van Nieu-Seeland. So dit is 'n baie sterk span. So ek dink die realiteit op die veld is oorweldigend is eintlik maar die woord. Ek wil dit nou net sê oorweldigend klink of dit nie moontlik is nie, maar dit grens daaraan. As jy na al die feite kyk wat ons in ag moet neem om 'n voorspelling te waag, is dit alles teen die Stormers. Dit is enerzijds, een kant is dit hulle klop die Leeu's met 60 punte met 59-10 met 50 punte geklop. Wat dis die beste van Suid-Afrika in die skuld. So dit wys jou hulle vorm. En dan tweedens is die Stormers die Stormers het nie oortuig soos hulle op 'n stadium oortuig het nie. Van daai wedstryd in Glasgow Warriors het hulle gedoen wat hulle moet doen, maar nie heeltemal gevier op alles wat hulle kan nie. Hulle natuurlik gesukkel in 2 wedstryde oor see ook. En dan nog nou die beserings wat ook nou wel bespreek is al. So diepte is onder druk vir die Stormers. En dan Leinster is hierdie span met die klomp internasionale spelers met die vorm. So hulle is die gunsteling, maar dis nie onmoontlik nie. Ek dink die Stormers is 'n goeie een om te gaan wen. En soos Harry gesê, dit is soos 'n boksterm te gebruik, jy kan come out swinging, of jy kan nou maar jy kan nou dit probeer, maar gaan nie maklik wees nie. 'n Interessante statistiek wat Harry daar geopper het was, as jy kyk na die top 20 mees ervare internasionale spelers met die meeste caps. 19 uit daai 20 is in Leinster en die enigste stommertjie is as Damian Willemse. So toevallig ek en Harry praat vanmiddag met Damian Willemse in ons reeks met oor die lekker rugby pot. So sien uit in daai ene, maar ek bedoel die Stormers is dan maar wraggies op die agtervoet hierso. Sasha is nie daar nie, Kobus Reinagh is nie daar nie. Enigste Springbok wat oor is eintlik maar net Damian Willemse. So ja, wat dink jy, hoe gaan die Stormers hierdie een kan deurraak? Wat Harry sê, jy kan maar swing beteken een ding. Maar ek dink die ander ding is hulle gaan vir arme Sam Prendergast loop dat hy begin weghardloop soos Johnny Sexton gedoen het in die Bulle in die eerste semifinaal in die URC. Onthou jy dit? Ons het daai storie gehoor. Die laaste trio van die Bulle het opdrag gekry. Al wat julle vandag doen, julle maak vir Johnny Sexton bang. Gogga maak vir Baba bang. En Johnny Sexton het die hele wedstryd lank weggehardloop en die Bulle daai 1-0 gewen. So as hulle daar vir Sam Prendergast kan teiken om soort van kan neutraliseer, dat hulle kans, en dan ek dink ook natuurlik hulle moet maar daai double tackles doen wat Norman Lyker so lief is voor. Maar as jy eers vir Lense gaan kans gee om daai masjien van hulle in die gang te sit in daai fase, gaan hulle 'n lang dag op kantoor hê. Ja, dit is die realiteit wat almal aan kyk en dit kan baie keer nou vir jou werk. Weet as dit so half al die feite amper oorweldigend is dat die een span kan nie wen nie, is dit altyd lekker om te wen. Dit vergelyk so half soos die Springbokke wat in Dunedin lank terug met Pieter de Villiers se tyd gaan wen het die All Blacks aan die ander kant niemand hulle kans gegee nie. Vergelyk met Australië wat Ellis Park toe gekom het in die rugby kampioenskap en vir die Springbokke gewen het op Ellis Park. Dis daai tipe dinge wat sal moet gebeur waar niemand gedink het dit kan gebeur en gaan gebeur en dan gebeur dit. So dis nie onmoontlik nie. Ons het dit al gesien in die verlede. Maar dit is moeilik. Ek dink een faktor dink ek MW wat vir my uitstaan is net die aantal Ierland internasionale spelers, toetsspelers, eerste keer spelers wat vir die eerste keer ooit in hulle lewe teen die Stormers speel, nog nooit in hulle lewe teen die Stormers uitgedraf het nie. En as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van hulle wat in daai span speel, en as ek die name noem, dan gaan
die kykers dalk het ook begin Google en sê maar dit kan nie waar wees nie. En ek dink die geval is dat Leinster het baie keer het hulle spanne Suid-Afrika toe gestuur vroeg in die seisoen, laat in die seisoen en dan het hulle nie al hulle spelers gestuur nie. Grootliks laat in die seisoen hierdie jaar het hulle vroeg gekom, toe verloor hulle 35-0 en was omtrent net Prendergast wat op 10 gespeel het. Ek weet Robbie Henshaw was ook in daai wedstryd wat die Stormers 35-0 gewen het. Hierdie is die spelers wat vir die eerste keer hulle is in 23, Saterdag vir die eerste keer ooit teen die Stormers speel. Dis Porter, Loskopstad. Dit is albei slotte. Dit is Joe McCarthy en James Ryan. Josh van der Vleer en Kylan Dorris, nog nooit in die Stormers gespeel nie. Nog nooit Jameson Gibson Park, nog nooit teen hulle gespeel nie. Hugo Keenan, Jelagter ook nie. Jack Cowan ook nie. Gary Ringrose wat as 'n reserve is ook nie. En dan ek dink Rico Ioane, weet nie of hy al ooit teen die Stormers gespeel het nie, wat eintlik 'n Nieu-Zeelander is. So jy het 'n klomp ouens wat nou hier teen die Stormers speel. So jy kan nie teruggaan en sê 35-0 in Kaapstad is 'n voordeel vir die Stormers hier. Is lank terug eerste wedstryd van die seisoen. Jy speel teen 'n toetsspan. So dit is wat dit moeilik maak vir die Stormers. Maar nee, dieselfde asem, kyk jy weer na die Stormers span en sê, okay, maar dit is skram wat goed kan skram en wat die hele jaar goed geskram het. Dit is 'n boksie wat jy kan aftik. Daar's ervaring op die bank, Morat kom van die bank af. Evans is 'n bietjie ligter huis as hy gekies word op die slot. Dit klink my Evans gaan die slot wees. En so voorlangs gaan die Stormers as jy vra hoe kan hulle wen, probeer 'n bietjie druk plaas voorlangs, goeie verdediging weer eens en nie vir daai alle internasionale spelers nou momentum gee nie. Wat Pendergast wel goed doen is hy's 'n goeie aanvallende speler, baie goeie aangee. Hy's lank en maar en verdedig dalk nie goed nie. Maar nou moet jy genoeg bal kry om hom onder druk te sit en ek dink ook Jameson Gibson Park gaan hom beskerm. So ek dink ons gaan baie kansse sien dat die Stormers vir hom 2 manne gelyk vir hom gaan duikie. Weet en sy het nou 'n bietjie van 'n gechommel raak hier en daar en hy begin aan die hardloop raak, maar uit eerste fase is so 'n geheim maar net speel. Ek dink nie hy gaan noodwendig die voordeellyn aanval nie. En hy het genoeg manne wat vir hom oor die voordeellyn kan kry. So ja, dis 'n opdraande stryd, maar dis een van daai wat jy kyk en sê okay, maar kom ons speel, kom ons kyk wat gebeur. En ek dink baie keer is dit die sielkunde van iemand soos Sasha van Beek en Komazulu wat nie speel nie, is vir jou baie sleg. En dan kyk jy en dan sê jy, okay, maar Yuri Matthee is actually nie sleg nie. Hy is eintlik 'n baie goeie speler. Was Sasha nie in Kaapstad nie, was hy een van die landse voorstes. Hy is waarskynlik nog steeds, maar dan was hy baie meer in die profiel gewees. Maar die sielkunde van Sasha wat nie daar is, kan ook beteken dat hulle die Stormers onderskat. En na al die statistieke waarna ons verwys het. So dit is baie keer 'n lekker een om te gaan speel en sê kom ons speel by die Aviva. Dit is nou moeiliker. Julle het al hierdie internasionale spelers en terloops ons span is ook al gewoond om teen internasionale spelers te speel. So kom ons speel. Maar dit gaan moeilik wees en hoe hulle dit regkry, ek dink die enigste manier gaan wees baie goeie verdediging. Dit sal met uitermate goeie verdediging moet wees en die Stormers sal met momentum kry in die scrums en in die lynstand dryf en baie beter moet klaarmaak as hulle in die 22 kom as wat hulle gedoen het die afgelope 5, 6, 7 wedstryde. So as hulle dit regkry dan het hulle kans. So ons is terug by Dam en Dammer. So you're telling me there's a chance. Ja, dis is Stormers wat hulle vir die uit te paal na het lyk of iets soos dit. Ja. Jy praat van sielkunde. Ons inligting uit die Stormers se binnekringe is dat hierdie ouens is hoogs gemotiveerd. En ek sal daaroor uitbrei volgende keer. Die Stormers nou. Hulle is definitief nie lus om te verloor nie. So dis 'n belangrike ding daai dink ek. En vir al die voorspelers is baie opgesweep. Weet, die een ding wat hulle is die beste scrumspan in die URC. En die Stormers is die Leinster span is nie noodwendig bekend vir hulle is 'n goeie scrumwerk. Die Andrew Porter is ons weet hoe hy laas jaar gesukkel teen die Springbokke byvoorbeeld in daai toets teen Suid-Afrika, Ierland teen Suid-Afrika. Ek vermoed as die Stormers die oorhand kan kry in die scrums en daai Leinster patrone 'n bietjie kan ontwrig. Jy weet, die ding met Sam Prendergast, hulle hardloop in 'n diamantformasie. Onthou jy, 3 ouens voor en Prendergast hardloop agter hulle. Die hele tyd gaan jy daai 4 spelers sien, die hele tyd. As hulle dit kan ontwrig en hulle kan die scrum ontwrig, hulle kan vir Porter laat begin, so hy noem dit squeal. ek kan dit nogal voor my geestesoog sien. Ek dink dan het hulle dalk 'n kans. En ek net terugkom na Yuri Matthee toe. Ek sê nou vir jou, as jy presies wie jy nou gesê het, as Sasha nie daar was nie,
was Yuri Mathieu waarskynlik, jy weet, een van die mees hoog aangeslaan, maar ek kry nie so baie kans nie, want Sasha is nou maar die ster. Maar Hugh Griffin het vir ons 'n paar interessante statistieke uitgewys, dat Sasha is in die top 1% van hy hengse klomp statistieke. Goeie statistieke, maar is ook in die top 1% van hy hengse klomp slegte statistieke, as gevolg van die tipe speler wat hy is. Hy vat meer kanse, hy loop groter risiko's en dan maak hy meer foute. Waar Yuri Mathieu byvoorbeeld in die wedstryd teen Cardiff laasweek, toe hy onmiddellik opgekom het hy meer in die 28 minute wat hy op die veld was, meer die bal uitgegee as wat Sasha in die 52 minute wat hy op die veld was, die bal uitgegee het. Skielik het die agterlyn bietjie begin 'n vonkie kry. So ek het net 'n vermoede dat dit eintlik 'n halwe tipe van 'n blessing in disguise was. 'n Besturing is dat Sasha dalk nie speel nie, dat die Stormers dalk juist nie daai tipe meer flashy tipe spel moet hê nie en meer kyk na 'n meer konservatiewe, noem dit maar skoppende en meer ou wat meer uitgee, ou soos Yuri Mathieu. Ek dink dis 'n belangrike ding is daai. Ja, ek stem saam met jou en hy het behalwe teen die Cardiff, dit het ook teen Glasgow Warriors toe hy opgekom het hy dadelik meer aanvallend en vlakker gespeel, baie meer ander vrae gevra. Mens dink instinktief dat Sasha meer aanvallend is. Hy doen dit, maar hy doen dit meer op tweede en derde fase, sien jy hom wanneer die verdediging so klein bietjie in 'n ander ritme is, maar Yuri Mathieu speel op die voordeellyn baie keer. Hy's lekker groot ook, so hy kan aanvallend speel. So dit kan vir die Stormers werk. Is jammer van Senatla wat beseer is. Ek dink dis 'n groot verlies. Waarskynlik sal hulle vir Samelani wat eintlik 'n senter en ook so nou en dan heeligter gespeel het, sal nou vleuel moet speel. So dit is 'n verlies vir die Stormers, maar ja, ek dink jy's reg. Die met die 10 wat en hoe Yuri Mathieu speel, kan hulle verseker vir daai onder druk sit, maar dis moet begin in die scrums en jy het verwys na Potter wat swaar gekry het teen die Bokke. Hulle het ook natuurlik nou 'n ander hakker wat speel en dit is Ronan Kelleher wat hakker speel en 'n ander reservehakker en dit is Dan Sheehan is vir my amper die grootste verlies. Dis 'n kraakie, dis 'n gaping daar want Dan Sheehan is 'n baie groot hakker. Hy's so groot soos Marks en hy's 'n baie goeie skrammer ook. So ek dink hy was 'n groot komponent in die skram dinamika. Met hom wat nie daar is nie, die Stormers se gaping. Ek dink daar het hulle kans om in die skrams, as daar genoeg skrams is, om daar 'n kans te vat. Die res van die pak van Ierland is sterk. So dis nie noodwendig Tom Clarkson wat stit speel het ook vir die Leeu's gespeel. Hy was nie aanvanklik in die Leeu groep wat gaan toer het in Australië nie. Maar later het hy ingekom, maar hulle in Ierland vir hulle reken dat hy is een van die sterk vaskop. Maar hy's nie 'n groot reuse vaskop ook nie, weet hy's nie sleg nie. Maar ek dink die Stormers kan hulle daar aanvat. Diepte het die Stormers in terme van stitte, dit sal waarskynlik Netling Forsie wees wat sal begin saam met Mchu en ek dink dit lyk na vorige wedstryd kyk na Portham wat nou gereeld die op die reservekant opkom met Tongo, die ander loskoppe. So dit is sterk skrammers. So ja, lekker een om te kyk. Dit is ek geniet baie keer om daai wedstryde wat jy nie veronderstel is om te wen nie, volgens al die statistieke nie. Maar ek dink die motivering waarvan jy praat is lekker om te hoor en ek weet jy ken mense wat mense ken daar in die binnekring en jy ken self die mense in die binnekring. So as jy so 'n boodskap kry van daar's ekstra motivering, weet jy sê dit net want ek dink vir elke wedstryd is almal gemotiveerd, maar jy kry wedstryde wat jy net 'n gevoel kry. Jy sê hoor hierso, jy sien dit nie ou se oë, jy sien die manier wat hulle oefen, jy sien die manier wat hulle gedra wat daai jy kry 'n vibe, praat die Engelse van. So as jy daai vibe optel dat hierso is ietsie aan die gebeur, dan dit en weer eens 'n Engelse woord, they feed off each other, weet so dit is asof dit versprei en so dis al wat jy vra vir jou spanne. So ek dink as dit die gemoedstoestand van die Stormers tans is, dan is ek gelukkig. Al wat jy vir kan vra as ondersteuner ook is, gee jou alles en nog 'n bietjie en jy is gemotiveerd. En ek dink hulle het selfvertroue. Nou, baie keer is jy gemotiveerd, maar jou selfvertroue is eintlik diep binne is 'n bietjie gekrenk. Maar ek dink die Stormers het 'n goed genoeg seisoen en het goed genoeg al oorsee gespeel om te sê, hoor, so maar ons is gemotiveerd. Ons is nie bang om hulle te speel nie. En maak nie saak of daai ouens, hulle is self al gewoond om teen 'n klomp eerste keuse Springbokke te speel week in week uit. En as die Stormers kan goed doen teen spanne soos die Bulls met al daai Springbokke in, hoekom kan hulle nie goed doen teen Leinster met al die Ierse nasionale spelers nie? Dit is so ek dink hulle hoef nie terug te staan vir Leinster nie. Paul, Harry het ook gesê, hy dink Wally Davidson vir die
skeieregters gaan vir Ryan McCarthy baie fyn dop hou. Want daai twee manne is so vuil eile, hoor. Maar geen fout nie. En as hulle kan neutraliseer, daai tipe vreemde losspel wat hulle het in die afbreekpunte en daai tipe goeters gaan dit ook 'n verskil maak as die skeieregter net kan weet hulle 'n soort van in bedwang hou, as dit die regte woord is. En 'n ander ding wat ek dink wat 'n belangrike ding is Ricky Johannes speel center en teen Bordeaux het hy op vleuel gespeel. Nou ek en jy weet wat 'n belangrike rol speel die vleuels in 'n jogging over verdedigingspatroon. En as jy nie gewoond is daaraan nie, gaan jy sukkel en dis presies wat gebeur het in Bordeaux. Hy is heeltemal onkant gevang meer as een keer. En hierdie keer gaan dit nie die geval wees nie. Hy speel op senter waar die hele seisoen al gespeel het. Ek dink hierdie Leinster het 'n goeie kans. Ek dink waarskynlik meer as 'n 50-50 kans. Wat dink jy? Wat dink jy gaan die eindtelling? Wie gaan wen? Kom ons noem dit maar so. Wie gaan die eindtelling? Ja, ek dink ook dat Leinster is die gunsteling. Ek sal nie sê dis heeltemal 70-30 nie. Dit is maar net so een gedagte net op die senters. Ek dink Jamie Osborne is die senter wat saam met jou nie speel en Gary Ringrose is op die reservebank. So hulle kan vir Ringrose seker opbring, maar ons is gewoond aan Gary Ringrose en Robbie Henshaw wat meer sal speel in die senter, maar ja, so daar is 'n bietjie van 'n verandering en net 'n verskil op die verdedigingsstyle, maar ja, om 'n voorspelling, ek dink al die statistieke nou in ag geneem, dan is dit seker ten minste 55-45 as dit in die persentasie gewys in die guns van Leinster, sou ek sê minimum, as dit nie 60-40 is nie, maar as jy 40% kans het jy eintlik 'n baie goeie kans. So in 'n wegwedstryd, dit gaan maar oor hoe hulle daar uit die blok uitkom, nie toelaat dat Leinster vroeg 7 of 14 punte voor is nie. Verhoed wat Bordeaux gedoen het teen Leinster byvoorbeeld, en Leinster sal dit probeer doen teen die Stormers. Hou die ding naby, ek weet, kom by rustyd uit dat daar nog baie op die spel is, dat daar net binne 7 punte is. En enigiets kan gebeur. Maar dit gaan hopelik kan die Stormers 'n tipe van toetsrugby en 'n armdruk maak. So feite en statistieke gewys alles wat ons nou gesê en gelees het, en dit is 'n wegwedstryd vir die Stormers, dit is 'n tuiswedstryd vir Leinster, maak hulle die gunstelinge volgens dit met hulle met sê maar 10 punte wen. Maar ek dink dit is 'n goeie ene om te gaan wen vir die Stormers. Dit gaan 'n verrassing wees, maar dit is moontlik, dis meer as moontlik. Ek hoop nog steeds vir 'n Stormers bulle eindstryd daar op DHL stadion. Ek hou nie eintlik al van die bulle daar gaan speel nie, maar nou ja. Ek vermoed die bulle gaan dit maak, maar ek dink ek nie die Stormers gaan dit maak nie. Dis my eerlike opinie. En ek sê omdat ek 'n Bull ondersteuner of enig, ek dink nie die bulle het 'n beter kans in Glasgow as wat die Stormers het teen hierdie formidable Leinster span. Dis maar my gevoel. Ja. Ek dink ek stem saam met jou MW, want dit is gegrond op al die feite wat mense sover as moontlik probeer aan ag neem. So die realiteit is dat Leinster het 'n baie gevestigde span wat eintlik maar 'n Ierland span is. So dit is die feit, maar dis nie dis nie heeltemal onoorwonde nie, onoorwinnelik nie. En ja, as die Bulls in die Kaap speel, dan dink ek kan Sasha maar daai enkel van hom 'n bietjie strap. Dan moet hy maar opdra. So triple strapping opsit en dat hy maar net weer speel daai wedstryd. Maar ja, dit gaan dit nie 'n amazing as dit kan gebeur. Daar is dan so buitekans. Kom ons kyk, vir alles die Bulls wen, dan weet ons een is reeds gedoen. Dan sit dan net van die Stormers af om dit reg te kry. Maar dan sal jy maar moet afvlieg. Dan moet jy afvlieg vir daai enetjie. Dan sê jy maar moet Kaap toe. Ja. Wel, so maar sien. Hoorie, dankie, dit was lekker. Ons het ongelukkig nie al die spanne beskikbaar gehad wat ons weet toe ons hierdie ding opgeneem het nie, maar ja, ons sal maar sien. Ek vermoed soos ek gesê het, ek vermoed dit gaan 'n bietjie van 'n opdraande stryd wees. Maar dankie, dit was lekker, ons praat binnekort weer. Dankie, sterkte vir albei spanne en ons praat weer volgende week. Bye bye.